Goeiedag, baie welkom so in hierdie dag en dit was lekker om in die week ook saam met jou deur die Here se woord te reis en mag dit so wees dat dit vir jou ook rigting en koers aandui. Paulus skryf in hierdie eindste Romeine 12 is daar gaan die fokuspunt al hoe skerper en hy praat uiteindelik oor dat daar van ons 'n bepaalde riglyn, wat praat van die riglyn vir die Christelike lewe, vir die Christelike lewenswandel. En ons lees vanoggend daar vanaf vers 17 tot 21. Moenie kwaad met kwaad vergeld nie, wees goedgesind teenoor alle mense. As dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie self wraak neem nie, geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God. Daar staan immers geskrywe, dit is my reg om te straf en ek sal vergeld. So sê die Here. As jou vyand honger is, gee hom iets om te eet. As hy dors is, gee hom iets om te drink. Want deur dit te doen, maak jy hom vuurrooi van skaamte. En dan hierdie wonderlike vers 21 wat jy eintlik in enige omstandigheid kan gebruik. Daar's baie min teksgedeeltes, ek dink sommer aan die woorde van Jaco Strydom wat sê wat jy kan gebruik soos 'n Swiss Army knife in elke omstandigheid. Maar hierdie vers 21 moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. As ek dink sommer terug wat ons verlede week ook stil gestaan het by liefde vir die wat jou haat of liefde vir jou vyand, dat ek dink hierdie woorde in Paulus se brief uiteindelik vir ons daarby aansluit. As hy jou vyand honger is dit sê amper aktiewe deelname vir almal wat ook 'n deel is in die lewe. As jou vyand honger is, gee hom iets om te eet. As hy dors is, gee hom iets om te drink. Want deur dit te doen, maak jy hom vuurrooi van skaamte. Maar ek dink aan wat ons gister gesê het, as dit is om goed te doen, as dit is om te dien, as dit is om te gee, laat dit sonder bybedoelings wees. So ek dink, mens kan dit ook, ons gee nie vir ons vyande goeie goed, sodat hulle moet skaam kry nie. As mens daai brug dalk kan slaan. En ek dink, miskien is dit dalk iets wat jy, as 'n slagspreuk, iewers op 'n plek kan plaas, waar jy dit gereeld sien, en gereeld daardeur herinner kom. Want ek dink vir myself is dit vir my so nodig. Baie vinnig is dit so, dat ek graag wil vergeld, of vinnig kwaad word, of graag iets doen, dat die persoon kan voel, wat ek voel, wanneer hulle my te nagekom het. Maar nee, sê Paulus, en nee, sê Jesus, in die bergpredikasie, moet jy nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. In elke omstandigheid. Mag jy die Here vra om jou daarmee te help, en jou daarmee te lei, en dat jy uiteindelik dit doen, omdat dit iets is wat die koninkryk laat kom. Mag dit ook so geskied. Dankie Here, dat U ons naby is, en ons vra Here, mag U ons in staat stel, om nie die kwaad met kwaad te vergeld nie, maar die kwaad te oorwin, deur die goeie. Dankie o Here, dat ons kan krag put uit hierdie wete, dat U met ons is, en dat U saam met ons is. Ons loof U daarvoor. Amen. Seën en die Here se groot genade is met jou. Mooi bly.